doen nie altyd goed, ek doen nie altyd wel. Dan sê ek is baie lief vir die woord, al moet ek het self sê, maar die apostel Petrus sê dat, Petrus die, hy sê ons het die profetiese woord, wat baie vas is, jy moet mooi luister, Ja. waar ons toch moet ag gee, soos op 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn. Mense hang baie keer die gawes aan, mense hang baie keer die sprekende taal of die profetiese redes wat hulle aanhang, maar die Bybel sê ons het die profetiese woord, wat baie vas is, wat ons toch moet ag gee, soos op 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn. En apostel Paulus skryf aan Timoteus, hy sê Timoteus, hy sê die hele skrif, Genesis tot Openbaring, is deur God ingegee. En is vir ons nuttig tot lering, tot weerlegging, sodat die mens van God volkome kan wees, volkome toegerus. Ons het die woord van die Here, wat vir ons gegee is, met ander ons kan leer, uit dit wat hulle deurgemaak het in die woord van die Here. Hulle tyd nie die geskrewe woord gehad nie, maar ons het nou die geskrewe woord, en dit is vir ons tot lering. Ons kan leer met dit wat hulle gewedervaar het. Yes. Ons kan ondervinding opbou, en dit wat hulle deurgemaak het. Ons kan, dit is vir ons tot lering, tot bemoediging, soos in die skrifte hoop kan hê. Hy sê, Paulus sê, Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Ek dank die Here dat die Here lê 'n woord op my hart. En ek wil saam met die deel uit die boek van Filippense, welbekende skrif. Ek kry net vers 1, vers 6. Wat ek saam met u wil, vers 5 wat ek saam met u wil deel. Dit was eintlik terwyl die apostel Paulus in sy eie gehuurde huis as 'n gevangene is. En Timoteus is daar wat vir hom kom besoek. En hy stuur toe een van sy manne na Filippense, na die gemeente van Filippense toe. En ek glo dat die Here stuur ons vanmôre na hierdie gemeente toe. Amen. Met die getuienis. Dapper man. Die Here is met u. Halleluja. Dapper pastoor. Dit is altyd maklik nie. Halleluja. Baie keer sien mense nie altyd deur waar deur 'n leier of 'n pastoor deurgaan. Amen. En die Here ken, hy is kenner van die harte. En hy is die toetser van die niere. En dink terwyl Paulus daar is en althans ja, hy is in die gevangenis. En hy stuur hierdie woord van die Here aan die gemeente aan Filippense. Wat hierdie woord begin vers 3. Wat hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Paulus sit in omstandighede wat moeilik is. In die gevangenis. Nou nie in 'n tydelike gevangenis, maar nou nie 'n geestelike gevangenis nie. Maar sy siel is vry. Maar hy stuur die brief aan die gemeente in Filemon of in Filippense. En hy sê, hy sien aan die gees. Daar was altyd die korrespondensie wat dit was, hoe dit met die gemeentes gegaan het. En by hierdie spesifieke gemeente sê hy, dank my God. Met andere, hy het nie moed verloor nie. En dis wat die Here wil hê dat ons, ongeag ons omstandighede, ongeag waar ons sit, moet ons nog altyd sê, I know my Redeemer lives. Moet ons altyd weet, as die God van hoop, moet ons altyd weet, as die God wat uitkoms aan ons verleen. En hy sê, hy dank sy God, elke maal as hy aan hulle dink, aan hulle gebedes. Ek wil vers 6, wat ek wil lees, vers 6. Hy sê, omdat ek juist hiernaartoe vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Vat hierdie woord. Amen. Vat hierdie woord. Amen. Hy het 'n goeie werk. Hy skryf aan hulle in julle begin het. Halleluja. Hy is in staat. Hy sal dit volëindig tot op die dag van Christus.
Ek het gister baie besige dag gehad, maar die Here gee my die woord en ek bepeins die woord. Want hy sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het. En Paulus skryf hierdie woord voor ek terugkom na hierdie woord toe. En hy praat met hulle en ek sê dat terwyl daar so baie aanvegtinge en aanvalle wat dit daar kom. En hy sê vers 15, terwyl hy daar sy omstandighede sit, daar's baie wat aangaan op ander wyse. En hy sê sommige van hulle verkondig Christus in afguns, sommige met naaiwer, sommige nie met suiwere bedoelings nie, met alles ander wat aangaan, maar die motiewe wat nie reg is nie. Halleluja. En hy sê hierso, hulle is met mening om my aan my boeie verdrukking toe te werk. Met ander woorde, hulle probeer, hulle gaan aan, maar hulle motiewe in hulle hart, met dit waarmee hulle besig is jy opreg vir die Here nie. Amen. En Paulus het hier in verdrukking, ons Here het gepraat van die verdrukking, en hy sê hulle wil dan ook verdrukking aan sy boeie, wil hulle verdrukking gee. Ek wil vanmôre vir die volk van die Here sê, wanneer God iets in 'n mens se lewe begin, sal daar altyd oppositie, daar sal altyd teekanting, daar sal altyd verhindering wees, daar sal altyd jaloesie, wat daar sal wees. As God iets in jou begin, as die Here iets in jou begin, dan wil die Here hê jy moet stagneer nie. Maar God wil hê jy moet soos Paulus terwyl hy seker gemeente in Efesië kom, gebid hy vir hulle vir geesverligte oë van hulle verstande, dat hulle moet sien. Baie keer sien 'n mens nie altyd deur God se plan nie. Baie keer verstaan 'n mens nie altyd deur God se plan nie. Maar laat ek vir u sê, as God iets begin, God begin iets in jou, dan wil die Here jy moet nie stagneer nie. Dan wil die Here jy moet voortbeweeg, want dit wat in jou is meer as dit wat in die wêreld is. Yes. En ek dink soos 'n mens kyk maar, daar's die woord van die Here, dan kan 'n mens daarop let, waar die Here iets begin, ek dink aan Josef. Die Bybel sê dat Josef se pa was baie lief vir hom. Hy was die jongste was hy gewees, maar sy pa was baie lief vir hom. En sy pa laat vir hom 'n kleed maak, spesiale kleed met verskillende kleure, wat dit is. En die Here begin iets in Josef se lewe. Die Here praat met hom deur drome, deur visioene. En sy broers, wat maak hulle raak afgunstig, dit wat God besig is om deur Josef te werk. Dat ewen op 'n stadium sy pa, ons ken nie verhaal van Josef, maar ek wil nie eendag toe in 'n put gegooi. Maar as wil ek vir jou waar, pastoor. Halleluja. Amen. As God begin beweeg, as die Here se hand oor jou is, Yes. dan kan er maar jaloesie wees, dan kan maar ondermyning wees, dan kan maar teekante wees, maar die Here sal vir jou deurkom. Amen. Jy moet net geloof, verwagting, wat jy moet hê. Dink ook aan Jesus, terwyl Jesus gebore word, voor hy gebore was, toe sit dat Herodes, die wyse manne sê, kom na Herodes en hulle vra, inligting, waar gaan hierdie kind gebore word? En Herodes sê, man, gaan kyk, en dan kom jy dan terug, dan sê jy dat vir my, maar Herodes het dit in sy hart gehad, want hy wil nie gekomponeer wees nie. Herodes sê, kom terug, want hy het in sy hart, om hierdie kindje Jesus dood te maak. Maar hier openbaar, prys die Here aan hierdie wyse manne, moenie met dieselfde pad langskom nie, maar gaan met 'n ander pad, wat jy langskom. Ek wil vanmôre ons bemoedig, prys die Here, wanneer die Here iets in jou begin, wanneer die Here iets in jou begin, wil ek ons bemoedig, moenie stagneer nie, moenie daar bly nie, sien die hand van die Here. Ek dink soos God 'n saad in jou plant, dan wil die Here hê, hy saadjie moet benut word. Hy moet bemes word, met ander woorde, jy benut en jy bemet dit deur die woord van die Here.
Deur God te lees en deur die woord van die Here deur te bepynse, dan is dit wat dit gaan groei. Maar wanneer by prys die Here, wanneer die Satan ook baie keer sien wat God deur jou wil werk. Die Bybel sê ons se worstel stryd as jy teen vlees en teen bloed nie, wat teen die owerhede, die magte, die bose geeste wat in die lig is. En as God, as die Satan sien dat die Here iets in jou binneste geplant, dan wil hy saakie doodmaak. Hy wil nie dit moet ontkiem nie. Hy wil nie dit moet groter word nie. Hy wil nie omdat dit wat God laat groei, gaan wees tot eer, tot verheerliking van die Here. En ek wil vanmôre ons bemoedig, moenie dat enige iemand, al kom ook jaloesie, al kom ook afgunste, al kom ook ondermynings na jou toe. Weet, prys die Here, dat die Here het iets aan my begin. En ek moet voortbeweeg. Aangaan met dit wat God beweeg het. As jy kyk na die woord van die Here in die boek van, hierso Filippense 2 vers 12, vers 15, wat hy sê, kom ek lees vers 12, Filippense 2:12, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie met teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou, in my afwesigheid, werk julle eie heil uit, met vrees en in bewering. Los ander mense se heil, los ander mense se dinge, gaan julle maar aan, maar ek gaan my eie heil, gaan dit uitwerk, met vrees, met bewering, sodat die Here sy volbraakte werk in dit lewe kan doen. Hy sê vers 15, hy sê vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Verstaan hierdie woord van die Here? Want dit is God wat in my werk. God wil werk, dat jy intensiewe begeerte het. Bybel sê mos as iemand godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, dan gaan jy mos vervolg. So jy moet as ware wees, man. Ek dink aan, ek vat die skrif vanoggend en kom by my Nehemia, toe Nehemia die tempel wil bou. Toe Nehemia sien die gevalle mure van Jerusalem, en toe kom ons die Sanballate, en die Tobias kom ons. Ek wil vir die sê die Here wys met pastoor, baie mense wat kyk, gaan jy nog aan. Baie mense wat kyk, man, as hulle nog daar, maar die pyle word geskiet, my vrou het gedemonstreer hierso, pyle moet geskiet word. Afgunste moet daar wees. Maar reverse it. Ons is wat onder die bloed van die Here, en dan styg uit ander blad, dat hulle maar skiet. Maar as God vir ons is, as God vir julle wees, wie kan kennis wees? Want hy sê, dit is God wat in my, in ons werk. Soos God werk, hy sê, sy man, ek terug hy skrif aangehaal, Korintiërs 12, wat hy sê, het is 9 vers 3, wat hy sê, prys die Here, want ons is medewerkers van God. 1 Korintiërs 3 vers 9, want ons is medewerkers van God, in die akker van die Here. Hierdie werk is God se akker, soos ons medewerkers van God is. En die Here werk saam met ons, en die Here werk deur ons. Dan moet ons sê, man, prys die Here, ons kan sê die Here is vir my soos 'n geweldige jang. Daarom sal my vervolgers, sal hulle struikel, al van 1000 my linkerkant, en 10.000 my regterkant. Na my toe sal dit nie kom. En pastoor, ons is profete en profetesse oor ons eie lewe. Vyand baie keer, hy wil nie eers moet weet wat in ons binneste is nie. Maar dat ons sê, man, Satan, dit wat in my is meer as dit wat in die wêreld is. Omdat die Here is in my beginne. As God begin beweeg, en God is al klaar besig. Hy is klaar besig. Ons moet nie rus nie, ons moet ons afsaksels, wat ons moet lê nie. Moet lê en sê, dit is God wat aan ons werk, om te wil. God wil. God hou van my, wil ek. As God wil, dan wil ek. As God beweeg, dan moet ek beweeg. Dat is Sanballat en die Tobias, dat hulle maar praat. Ons laat hulle maar dinge type
doen. Want hy sê, prys Here, wat is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, glory to God, na sy welbehagen. Want daarmee is ons besig met die werk van die Here. Amen. Ons is besig met die dinge van die Here. Ons is in die sekulêre wêreld wat ons met ons tydelike dinge besig is nie. As dit concerned is oor die werk van die Here, oor die akkers van die Here, oor die siele van die Here wat verlore gaan, as dit concerned is oor die werk van die Here, dan wil die Here. Want dit is God se welbehae. Dis God se welbehae, prys die Here. Hy sê, wat is God wat in ons werk, om te wil sowel as om te werk, na sy welbehae. Hy sê, sodat ons onberispelik en opreg kan wees, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Halleluja. As ek vanoggend uit Kookie sing op pad, en ons ry, give me oil in my lamp. Give me, ek sien Bambi se voet gaan en so. Give me oil in my lamp, my Lord. Sodat ons die olie kry, sê Here, dankie Here. Want dit is God wat in ons werk. Ek vanmôre ons as volk van die Here bemoedig, dat die Here kyk wat gaan ons maak. Here kyk baie keer gaan ons laat slaap lê. Gaan ons in ons afsak soos wat ons gaan wees. Of is ons dat ons saam met die Here wil werk. Ek wil vanmôre ons bemoedig. Hy wat die goeie werk begin het. Sien dit as 'n highlight. Sê Here, dankie. U het 'n goeie werk in my begin. Here, u het iets in my begin. God het iets in u geïnvest. Halleluja. As God iets in jou gedeponeer het, Yes. dan moet dit mos. Amen. Dit moet mos, wat is die ander woord? Dit moet mos nou groei. Wat is die ander woord vir groei? Prys die Here. Dit moet mos nou wins oplewer. Prys die Here, sodat moet iets voort positief kom. So iemand vanmôre vir die Satan sê, Satan, maak die saak al sien dit nie. Dan moet jy sê, Here, ja, open my oë. Soos jy moet van Kronieke 20. Toen as jy die groot leermag, toen as jy die groot aanvechtinge waar is, en die vandag gesê, Elia, Here, open toch net hulle oë, dat hulle sal sien. Kyk, wat is in die binneste? Ek wil vanmôre, jy moet nie moedeloos word nie. God wil werk, as groot werk, prys nie wat ons moet doen. Die akker van die Here is daar, en ek wil vanmôre ons bemoedig as God in ons werk, en die Bybel sê, tot op die dag van sy volleinding. Ons moet aangaan, ons moet werk, tot wanneer die Here kom. Ons moet as ware sê, vyand, jy gaan my nie terughou nie. Die Here is die Here wat 2 of 3 in sy naam vergader. En ek wil vanmôre ons bemoedig, kinders van die Here, tot sterk wees. Weet vanmôre verseker dat die Here het investment in ons binneste gedoen. En as ons sien wat die hand van die Here ons is, dan moet vir die Here sê dankie. Yes. Mag die Here vir ons seën. Ek voel net voor ons gaan staan, pastoor, die Here het my hart gelê. Ek moet vir julle bid. Ek wil opdra na die Here toe. As jy ander voel dat julle ook iets nodig van die Here voor ons oorgaan, pastoor, vir ons laat die tafel van die Here gaan bedien. Dink dat jy die Here God vertrou. Miskien dat die Satan 'n sluier, want die Here sê oor die roeping, oor die bediening laat uitstort. Miskien dat jy verdof begin te word. Sê Here, kom vir my deur. Halleluja. Want ek sien hier dat ek gewaar die hand van die Here oor my. Kan ons so aanbiddingskoortjies soos ek hier staan sing? Halleluja. Kan ons staan vir die Here? Kom ons sien die hand van die Here. Kom ons sien hoe die genade van die Here oor ons is. Halleluja. Vader in Jesus naam. Here, ek dank U met U groot en met U magtig is. Halleluja. Here, ek bring vanmôre pastoor Wilson sy eggenote voor die troon van die Here. Ek bring vanmôre die gemeente van U voor die troon van U. Dankie vir die woord, my God. Ek bid dat die Heilige Gees die napreker sal wees. Ek bid, Here, sê die woord, U sal nie toelaat dat die woord ledig tot U terugkeer nie.
maar doen wat U behaag. Yes, Lord. Ek wil vanmorgen elke negatiewe geeste, elke sataniese werk en antwoord van Satan, wil ek kom en ek wil dit bestraf, kragteloos maak, in Jesus naam. En ek bid dat U hierdie volk sal toerus met vreugde olie, Here, dat U hierdie volk sal bekragtig, Here, vassalwing oor hulle lewe. Ek wil die krag en die salwing van die Here losmaak, Here. Ek bid dat U hulle sal lei van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. In Jesus naam, word vereer, Here, word verheerlik, in Jesus magtige naam. Baie dankie, Dankie, Here. Amen. Halleluja.